Gek oor haar eie Afrika Ondier, episode 106, noem het 'n interessante nuwe instelling, of dalk is dit omdat hy opreg belangstel in wat voor in die vliegtuig en met die kontroles gebeur. Moes so bietjie self vlieg, al is dit met 'n muggie. Sergio sit weer op die sitplek langs Aleid met die terugvlieg. Vir die eerste 20 minute het die klomp gesels en nou sit elkeen by 'n venster en uitkyk. Gesels gebeur nie sonder moeite nie. Die spasie in die vliegtuigie is beknop. Die passasiers in die 8 sitplekke moet in die gange inloer om met mekaar te kan praat. Langs die deur sit Lia in die sitplek reg agter Aleid. Op die volgende ry is dit Haya en Sylvie en agter hulle sit Arend en die man wat saam vlieg na Hurtis Retreat en daarna saam met hulle na Bonsai toe gaan vertrek. Nog 10 minute later en van die passasiers begin selfs lees. Lia kyk uit, haal haar sketsboek en 'n potlood uit en toe teken sy. Sy meisiekind vind mos inspirasie in enigiets en alles. Sergio loer verby sy sitplek na haar. Hy maak 'n nota aan sy kop. Sodra hulle land, wil hy sien wat dit is wat sy so entoesiasties op die bladsye van die sketsblokkie vaspen. Het dit dalk iets met hulle troue te doen? Want hy wil deel wees van alles. Wil jy weer 'n end vlieg? Ek kan sien jy raak nou verveeld. Aleid beduie na die stuurstange en instrumente op die panele daar voor hulle. Ja, jy weet ek wil. Dit is nou al die 3de keer dat Aleid vir Sergio kans gee om beheer van die vliegtuigie te neem. Hy hou daarvan. Dit maak die vlug soveel korter en sy brein soek altyd nuwe goed om te bemeester. Nou toe, daar het jy dit. Met groot gebaar los Aleid alles. Hy los die vliegtuig in Sergio se bekwame hande. Nee, miskien moet hy liewer aan sy eie hande dink as gewillige hande. Dankie tog dat daar bekwame hande langs hom sit. Hy kyk 'n oomblik terug in Lia se rigting. Sy glimlag en wys vir hom 'n duim opteken. Hou hom seker ook uit die hoek van haar oogdop. Hy knip oog vir haar en daarna leef hy homself in met dit wat hy moet doen. Uiteindelik is hulle bokant Hurtis Retreat. Sergio sirkel oor die aanloopbaan en toe sê hy vir Aleid, dankie, jy kan maar weer oorvat. Nee, kom ons kyk of jy sal kan land. Ek is hier reg langs jou op bystand. Daar is nie veel wat Sergio se adrenalien kan opjaag nie, maar dit is die eerste keer wat hy 'n vliegtuig met 7 siele in sy 8 sitplek silinder moet afbring aarde toe. Maar Aleid is 'n kalm en rustige instrukteur. Hy wys klein probleme en moontlikhede uit. Vir die eerste keer met 'n groot meneer is dit seker nie 'n slegte poging nie. Die landing is van so 'n aard dat dit die slapende passasiers net wakker maak. Nie laat opvlieg met hare wat regop staan en pierings vir oë nie. Hy taxi tot waar die vliegtuig gewoonlik geparkeer staan. Wel, as 'n man 'n natuurlike aanleg het, kan hy eintlik enigiets vlieg. Volgende keer bring ek vir ons 'n chopper, lig Aleid hom met 'n vreeslike opregte uitdrukking op sy gesig in. Regtig? Sergio is uit sy sokkies beïndruk. Is dit sy volgende uitdaging om 'n helikopter te leer vlieg? Nee, grappie, lag Aleid en skakel die vliegtuig af. Daai een is 'n ander ballgame. Wat Sergio is seker nogal sal geniet om ook te leer. En 'n Boeing Airbus. OK, in sy drome dan. Jesu wag hulle met die oop wildsbesigtigingsvoertuig in. Dit is net 'n paar 100 meter na die plaashuis, maar die passasiers wat saam met hom Bonsai toe moet gaan, het ekstra bagasie en nou is hy bereid om almal se sakke en goeders vir hulle ook sommer aan te ry huis toe. Sylvie en Haya en die kuiergas gaan in elk geval gou eers moed tee drink voordat hulle in die pad val. Sergio haak sy laptop sak oor sy skouer. Dit is nou 'n dubbele sak. Daar is deesdae 2 laptops in, syne en Lia se.
erg hoe mens deesdae mos nêrens mos meer kan gaan sonder internetverbinding nie. Lia hou kontak met Anna op die plaas en help om e-posse en besprekings vir Maria se gastehuis en die Gonzales kamp en vakansie woonstelle te moniteer. Sergio praat gewoonlik met die Leeuplaas, die hospitaal en sy Franse base, wat alweer volgende week deurkom plaas toe. En dan is daar natuurlik die reëlings vir die res van die week, waar hy en die klomp van die Leeuplaas moet uitgaan. Hy loer ook op die laptop skerm en op sy selfoon soms, om te kan sien wat daar by die sanctuary gebeur. Dit is nogal goed om kameras en oë daar te hê, nadat Haya en Zingmos daar ook kameras geïnstalleer het. Hy kan selfs af en toe 'n draai op die plaas ook gaan gooi met sy oë daar, as hy op Hurters Retreat se kameras kyk. Tegnologie is verstommend, amazing. Maar om terug te wees op Hurters Retreat beteken die einde van Sergio se kort verlof. Dit is 11 uur en teen 12 uur is hy terug in sy kantoortjie daar by die hospitaal. Sy wit bord is swart geskryf van alles wat moet gebeur en van môre af moet hy en Rory en die span die klein stuitjies rondom die nuwe aankoop van die Franse gaan besoek. Dis 'n ver trip, ten minste 'n 7 dae ekskursie uit. As natuurlewe veearts sal hulle na die toestande van diere in die omgewing kyk en die mense in die stuitjies ook maar sommer. Diagnoses moet doen as diere siekerig en swak is, diere wat stikkend is, probeer heel maak, en as daar honde en katte is wat gesteriliseer moet word, moet dit ook sommer gebeur, met die toestemming van al die eienaars, wat nie altyd maklik is om te kry nie, want honde waarmee hulle deel, help om te jag en is mos deel van die inwoners se rykdom, soos hulle beeste, bokke en allerhande ander diere, hoendertjies. Natuurlik sal die Franse volgende week self hulle nuwe ondeurdringbare olifantbestande heining en mure wil bekyk, maar Sergio sal dit ook gaan inspekteer terwyl hulle nou aan die gang is, om seker te maak dat daar nie nare verrassings op sy base wag nie. Maar hulle eet nou eers vanaand 7 uur op Hurters Retreat. Die familie is daar. John en Leah het deur die dag saam met Jesu en sy passasiers na Bonsai toe gery. Daar is glo 'n kleremaker wat sy wil gaan sien. Terwyl Sergio reggemaak het om werk toe te ry, het sy 'n langbroek en 'n baadjie uit sy kas kom leen. En toe moes hy vir 'n paar sekondes geduldig daar staan in sy onderbroek, sodat sy hom kan meet. Sy skouers, sy arms se lengte, sy middel, sy heupe en die lengte van sy bene, eers van sy bokant van sy onderbroek tot by sy skoene en toe die binnebeense mates. En amper kon dit hom baie laat gemaak het om hospitaal toe te ry. Maar Leah het lachend gekeer. Wag eers, meneer ondier. Ek wil ook nie my geleentheid om saam te ry Bonsai toe mis nie. Vanaand is die aand, en toe is sy daar uit, om saam met Jesu en die span daai kant toe te ry. Daarom is dit nou so dat, terwyl Sergio hulle skedule vir die week met Rory en die res van die span staan en bespreek, hy eintlik net een ding in sy kop het, en daardie ding se naam is Leah. Dit gaan 'n lang week wees, want die werk gaan hulle waarskynlik eers ander kant die naweek terugbring, het Rory uitgewerk. Sergio het nooit gedink dat 'n vrou jou beste vriendin en die meisie van jou drome tegelyk kan wees nie. Toe besef hy, dit is hoe dit voel om smoor verlief en gek oor iemand te wees. En Saterdag het hy amper beleef hoe dit sou voel as sy nie meer met hom is nie. Dit was 'n verskriklike skrik. Die leemte, die skok, die verlies wat op die wete gevolg het, wat hom net weer van vooraf dankbaar gemaak het, dat dit so goed geëindig het, dat daar nou nog meer vrede en harmonie tussen hulle as ooit tevore is. 'n beter verstandhouding selfs, 'n belofte om nog meer met mekaar te praat, voordat hulle tot gevolgtrekkings kom.
Sergio stap uit om te gaan kyk hoe vorder die mense met die voorbereiding vir die uitstappe. Hy kyk die toegemaakte Hyundai lorrietjie self deur. Agter op die bak is daar 'n ondersoektafel waarop hulle die operasies kon uitvoer. Daar is 'n elektron mikroskoop en 'n laboratorium waarop hy en Rory sekere toetse en bloedtoetse ook kan doen. Uitvind wat se siektes binne in die dierekreool. Dis basies, primitief volgens nuwe standaarde, maar heeltemal voldoende vir dit wat hulle hier moet doen. 'n Deel van die span maak seker dat die 2 groot 10-man weermagtente wat hulle gaan gebruik, al hulle onderdele het. Tentpale, toue, grondseile. Hulle gooi die grondseile oop en was dit eers, rol dit weer op en laai. Op die 2 ander bakkies sal die werkers, studente en vrywilligers hulle matrasse en beddegoed môreoggend kan laai. Die mense wat die kostrokkie beman is besig om bokse met voorrade na te gaan. Kos wat meesal uit blikkies en sakkies gaan kom. Hulle pak blikbekers, borde, messe, virke, lepels en wat ook al in. Al kies baie van die ouens om eerder met hulle hande te eet. Hande kan jy was. Niemand weet waarvoor die eetgerei laas gebruik was nie. Nie by 'n sanctuary soos daar waar hulle werk nie. Sakke met tomaties, eie en spinasie wat nou ingepak word, kom waarskynlik uit Hurtes Retreat se tuin. Manuel is die verskaffer van vele groente. Daar's bokse met eiers, groot potte en panne om kos op gasplate en die vuur voor te berei. Maar niks liks gaan gebeur nie. Niemand gaan egter honger ly nie. En vir die meeste van die ekspedisielede gaan dit die avontuur van 'n leeftyd wees. Maar natuurlik kuier die familie mos nou eers Dinsdag aand by die etenstafel en hy en Lea kry kans om vir John en die ander in te lig van die gas wat by hulle troue gaan wees. Iemand wat onverwags bygekom het, sy ex, Emily, en haar aanstaande man uit Portugal. Maar as jy wil hê, ek moet haar laat weet dat dit ongeleë gaan wees, dan doen ek dit. Dit is vir my belangriker dat jy die dag saam met ons gaan geniet, John, sê Lea. En Sergio kan sien hoe die Da Silvas se gesigte val. Hulle is mos lief vir Emily en natuurlik mis hulle haar soms en hulle sien nou nogal uit om haar weer te sien. Maar Lea se lojaliteit is duidelik by haar pa. Sy gevoelens kom eerste en Sergio waardeer haar daarvoor. John het na die ander mense by die tafel gesit en kyk. Dit was so stil dat jy waarskynlik 'n mot sou kon hoor as hy onder die tafel sou nies. Maar toe skud sy aanstaande skoonpa sy kop. Nee, wat? Laat Emily maar kom. Ek dink hier is 'n paar ander mense wat gaan uitsien om haar te sien. Na kort stilte vra hy darm, het die hele vir haar van Paula gesê? Natuurlik nee, sy kan maar uitvind op die dag wat sy hier aankom. Paula is net so welkom soos sy, dalk nog meer. Paula is hier omdat sy hier wil wees en ons haar by ons wil hê. En sy hou van Mosambiek en sy raak deesdae baie mal oor Hurtes Retreat en sy inwoner ook. Wel, ons moet 'n bietjie na daardie gastelys van julle kyk en besluit waar almal gaan slaap, was Maria sy enigste ander bekommernis. Het julle al 'n behoorlike lys opgestel? Ons het begin, maar toe was Emily se naam nie op ons lys nie, sê Lea. Sergio, het julle nie 'n ekstra tent wat ons in die kampeerarea kan opslaan nie? 'n geskokte stilte aan tafel volg, maar Sergio ken haar mos teen die tyd. Hy het plegtig geknik. Ja, ons het so 'n weermagtent en dit is nogal ruim. Ons kan dit 5 ster vir haar inrig, kampstoele, selfs 'n opblaasmatras of 2. Dat sy en haar aanstaande slaap in Maria's, ontplof die ouer dame, die naamgenoot Maria. Of in my en Manuel se bed, as julle nie vir haar 'n ander plek wil afstaan nie.
En julle skuif dan waarheen? Vra Lia met blou oë, wat groot en onskuldig is. Gaan julle dan in die hoenderhokke slaap? Weer daardie stilte, en toe lag sy rooikoppie lekker. Toe maar Tannie Maria, ons sal dit nie aan julle doen nie. Hulle kan in my studio woonstel slaap. Nee, ek maak vir hulle plek in die gastehuis. Jy gaan jou woonstel nodig het om in aan te trek. Dit is nou as hy teen daardie tyd 'n rok gaan hê. Ek wou vir haar een laat maak en koop in Tofu, toe wil sy nie. Vertel Sergio, sommer net so terloops. Hy is mos darm nie meer kwaad vir haar daaroor nie. Nou, hoekom dink jy het Lia 'n rok nodig? Vra Maria uit die hoogte. Sy sal net so mooi lyk in sweetpak en tekkies. Of as ons vir haar 'n sak oor haar kop trek. Sal Sylvie se rok nie vir jou pas nie, wonder Anna. Ek hou eintlik meer van 'n hemp, wat Arend soms dra, sê Lia. Daardie een wat so toeryg met rafels onderaan en die etniese bordeersels oral oor. Dit is nou as ek om mag leen, Arend. Hy sal nou wel net tot bokant my knieë kom, maar wie gee nou om, veral as ek tekkies onder aan my voete het. Ja, daardie hemp is pragtig, ek het hom ook al geoog, erken Anna. Dalk kan iemand in bonsai vir jou en vir my 'n soortgelyke een maak, maar jy kan altyd 'n lang kant onder 'n rok aantrek en dan met 'n tou om jou middel vasbind. Want ek hou van jou dun middeltjie, dit gaan nogal mooi lyk, sê Maria weer. Jy's reg, Arend, mag ek jou hemp asseblief gebruik, en is daar enige rede hoekom ek nie 'n onderrok met tarantaalvere daarby kan dra nie, en dan 'n tou om my middel? Arend lyk so waar gevlei, omdat sy hemp die een is wat Lia moontlik wil gebruik vir 'n trourok. As jy daardie hemp wil gebruik, is jy welkom, sê hy. Afgespreek, mag ek hom sommer môre alleen, om so 'n bietjie aan hom te werk? Met graagte, Lia. Wil jy hom nie maar vat nie, dit is eintlik 'n ou hemp, sê Arend. Wel, dis fantasties, dan is hy al so 'n bietjie ingedra, dit is wonderlik, dankie Arend, jubel Lia. En so voel 'n nat vis in Sergio se gesig. Hy het gesmag na ondersteuning by die familie, toe hy net nou van sy probleme met die trourok gepraat het. Maar nou moedig hulle Lia aan om een of ander eienaardige of onmoontlike ding aan te vang met hulle trouklere. Nie net met haar eie kledingstuk nie. Hierdie raak waarskynlik dit wat hy oor sy lyf ook sal moet trek. En toe besluit hy, typies Sergio, wat ook al, hy trou mos met 'n kunstenaartjie. As sy hulle in karikature wil omskep vir die geleentheid, is dit haar saak. Sy gaan in elk geval die belangrikste bestanddeel in sy persoonlike troukoek wees. En as sy dit geniet, dan is hy 'n gelukkige man. Hy sal daar wees. Hy is die bruidegom, wat beloof het om sy eie uitrusting eers op die oggend van die troue vir die eerste keer te aanskou. O my donder, en dit raak al hoe meer 'n waagstuk. Maar dan aan die ander kant, wat maak dit saak, solank hulle trou, en daar maak sy maag 'n draai van afwagting en opgewondenheid. Sergio is in twee geskeur, toe hy en Lia laat aand in mekaar se arms aan die slaap raak. Môre se avontuur is een van die redes, hoekom hy hierdie loopbaan as veearts gekies het in die natuur. Maar as hy 4 uur môreoggend hier uitry met sy volgelaaide bakkie, gaan 'n deel van sy hart hier op Hurters Retreat agterbly. 7 dae sonder Lia. Want volgende Dinsdag moet hy gelukkig terug wees om sy Franse baase en hulle gaste te ontvang. Hulle plekke is reeds bespreek, oudergewoonte weer in Maria se gastehuis.
Dit gaan voorwaar die langste tydperk wees wat sy en Sergio nog uit mekaar was sedert hulle by mekaar is, besef Lea toe die wekker Woensdagoggend vroeg afgaan. Sergio stort en sy wil koffie maak en eiers bak toe hy nat lyf uitstap en begin afdroog, maar hy keer, nee, moenie eiers bak nie, beskuit is heeltemal reg, dankie. Sy help hom die laaste bietjie goedjies op sy cruiser bakkie te laai. Sergio soen haar en beloof om van tyd tot tyd in te loer op die selfoon. Daar is sonpanele op die Hyundai se kap agter en hy het voorkeur om sy toerusting te laai. Maar daar gaan 14 ander mense ook wedywer om laptops, nagliggies en selfone te laai. Gelukkig is hulle darm al op Starlink. Hy kan van oral af met haar praat. Een van die dae gaan ek saam op so uitstappie as 'n vrywilliger en ek beloof om saam hard te werk, sê Lea. Sy kan nie help om te sien dat al is Sergio effens gedemp om haar agter te laat, dat hy tog steeds uitsien na hierdie uitstappie nie. As jy kan sien om in koue water te was, op die vloer in my arms te slaap en pap en bully beef stew, of marog en eiers daarby te eet, is jy baie welkom. Wel, ek het al dikwels op die vloer geslaap, selfs toe ek nog 'n student was, en as dit in jou arms kan wees, sal ek op doringtakke ook slaap, verklaar sy. Ek het ook al in 'n klein emmertjie koue water gewas, en vir my is ek het niks nodig om te eet nie, want kos pla my mos nie. Wel, dan gaan jy beslis volgende keer saam. Hy lag tevrede en vou haar 'n laaste keer in sy arms toe. Daarna praat hy by haar oor, maar Lea, jy moet asseblief eet. Dit is brandstof vir daai klein lyfie van jou. Onthou, ek is so lief vir jou. En ek hou van jou net soos wat jy is, gesond en mooi. Op daardie oomblik lig die son, sy kop oor die ooste horison en Lea voel hoe 'n knop in haar keel ontstaan. Sy weet sy gaan besig wees in die volgende tyd, maar sy weet mos, wanneer die son in die aande weer in die weste gaan sak, gaan sy hom ten seerste mis. Teen 10 uur in die dag, toe sy en Maria die sluier en mantel van haar rok was en versigtig uit die water tel, voel sy so 'n klein bietjie sleg, omdat hulle gisteraan Sergio se senuwees tot op sy laaste rafels getoets het oor die klere wat hulle twee mos sal moet dra vir die troue. Jy moet vir Sergio saamneem na daardie kleremaker sodra die pak en onderbaadjie gereed is om aan te pas. Ek weet jy het een van sy langbroeke en baadjie geneem waarop die mense gaan meet en pas en die maat is van hom geneem, praat Maria streng toe hulle die mantel en sluier ophang. Maar wil jy regtig 'n man met 'n maagseer langs jou voor die kansel sien staan? Nee, ek wil nie. Jy's reg, Tannie Maria. Ek sal dat hy gaan aanpas. Daarvandaan sal hy seker hopelik ontspan oor wat ons gaan dra op die troue. Word vervolg.